Kom ons val in eerbetoon voor hom neer. Kom ons buig. Kom ons kniel voor die Here ons God. Hy is ons Vader en ons is sy kinders, sy kudde, sy skape, deur sy hand versorg. Amen. Geliefdes, vandag op hierdie opstandingssondag is ons bevoorreg om te kan staan in die glorie van ons koning. In die glorie van heiligheid en heerlikheid. En ons loof en prys God daarvoor. 'n Hartlike welkom aan elkeen van julle wat vanoggend saam hier is in God se huis, maar ook elkeen van julle wat oor die lig ingeskakel is na hierdie opstandingssondagsdiens. Daarom om uit te kom by dit waaroor God met jou en my wil praat op hierdie Sondag. Kom ons maak die woord van God oop daar by 2 Konings 6. 2 Konings 6, daar lees ons vanaf vers 1 tot en met vers 7. Terwyl die woord van God oop is op ons skote, kom ons sluit net die oë. Ons wonderlike hemelse Vader, baie dankie dat ons u kinders kan wees. Baie dankie dat ons die woord van God, die eienaars handleiding van die mens, oop voor ons kan hê. Daarom bid ons nou Vader, dat u self u woord vir ons sal kom oopbreek, op hierdie baie spesiale, besonderse dag. En ek bid dat ook hierdie opstandingssondag, Here, nie net anders sal wees nie, maar dat dit lewensveranderend sal wees. Vir elke persoon wat u woord hoor, spreek Here, u kinders wil luister. Amen. Ekskuus tog. 2 Konings 6, ons lees daar vanaf vers 1. En die profete seuns het vir Elisa gesê, kyk tog, die plek waar ons voor u woon, is vir ons te nou. Laat ons tog na die Jordaan gaan, en elkeen daarvandaan 'n balk gaan haal, dat ons daar vir ons 'n plek kan maak om daar te woon. En hy het gesê, gaan. Maar een sê, gaan tog asseblief saam met u dienaars, en hy antwoord, ek sal gaan. En hy het saam met hulle gegaan, en toe hulle by die Jordaan kom, het hulle bome omgekap. Maar terwyl een die balk kap, val die yster in die water, die yster van die byl, in die water, en hy roep uit en sê, ag my Heer, dit is nogal geleen. En die man van God vra, waar het dit geval? En toe hy om die plek wys, het hy 'n stok afgesny en dit daarheen gegooi, en die yster bo laat drywe. En hy sê, haal dit nou maar uit. En hy het sy hand uitgesteek en dit geneem. Tot sover ons skriflesing. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons sien uit hierdie skrifgedeelte dat hulle byle gebruik het, waarmee hulle gebou het. Want hulle moes die bome skoonkap en afkap. So die byle was niks anderster as 'n instrument in God se hand nie. Nou geliefdes, God wil vir jou en vir my kom wys op hierdie opstandingssondag, dat wanneer jy beweeg en jy bou hier op aarde waar jy huidiglik is in God se koninkryk, hy altyd vir jou 'n wonderwerk sal bring. Want wanneer ek en jy bou, dan sal God kom, en wanneer ek en jy beweeg, sal God opdaag. Luister mooi, dit staan in God se woord, die wat op die Here wag, sal krag ontvang, en hulle sal vlieg soos arende. Hulle sal nooit moeg of mat word nie, maar onthou om soos 'n arend te kan vlieg, verg werk.
Dit verg beweging. En om te gaan ver bokant wat jy kan sien, want dit is waar arende vlieg. Hulle vlieg bo die atmosfeer. Dit, geliefdes, verg inspanning. Dit verg werk, dit verg opofferings maak. En jy sal moet staan in crazy geloof. Soek God se koninkryk. God sê, dit gaan iets van jou vra. Jy moet op 'n oomblik vir oomblik basis, moet ek en jy eintlik die volgende gebed bid. En dit is, God verander my deur my denke te vernuwe. Want ons weet, hier is die oorlogsveld. Hier word elke geveg verloor of gewen in jou kop. As jy in jou kop gewen het, het jy gewen. As jy dit verloor het, geliefdes, het jy moeilikheid. En toe ek vir God die vraag vra, Vader, wys my presies in hierdie situasie, binne hierdie konteks, wat is geloof? Die enigste antwoord wat ek gekry het is, werk. Ek dink nie julle dit gedink nie. Ek het ook nie. God sê, werk dus deur jou gedagtes. Geliefdes, dit is nie maklik om in God te glo nie, want jy kan nie vir God sien nie. En dis hoekom God sê, as jy sê jy het my lief, maar jy kan nie met jou medemens oor die weg kom nie, dan lieg jy. Want jy kan my nie sien nie, maar jy kan hulle sien. Ons kan nie God sien nie, geliefdes, en daarom is dit moeilik om in God te glo. En weet julle wat is so hartseer? Godsdiens, religion, kan dit so maklik afwater, deur te sê dis maklik. Geliefdes, kom ons wees vanoggend eerlik met mekaar. Want ons is in God se teenwoordigheid. Dit is nie maklik om iemand te vertrou nie, selfs wanneer dit by God kom. Godsdiens sê vir ons, vertrou net op God. Dit klink maklik, maar om te vertrou kos werk. Dink aan elkeen rondom jou. Mense met wie jy elke dag te doen het. Dis nie maklik om te kan sê, ek vertrou jou nie. Dis nie iets wat maklik gebeur nie. Glo my, en dit het God my al keer op die harde manier geleer. Dis iets wat baie werk, baie tyd en baie opoffering verg. En dit is dieselfde met God. En asseblief, moet nou nie spiritual probeer wees nie. Regtig nie. Jy kan hom nie flous nie. Om God te vertrou kos ook werk. Verseker. Luister baie mooi. God praat nie van werke nie. God praat van werk. Jy kan maklik sê, ook help die armes. Ek gee vir die kerk. Ek lees my Bybel. Ek gee my 10de. Nee, dit is werke, dit is nie werke nie. Jy moet oefen in die woord van God. Jy moet die proses verstaan, waardeur elkeen van ons op hierdie aarde in God se koninkryk moet gaan. En dit is hoekom God vandag vir elkeen van ons op hierdie opstandingssondag 'n vraag het. En ek sê weer, ek love dit as God vir ons vra. God vra, wat doen jy met opstandingskrag? Dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, geliefdes, is in jou en in my. God se woord leer ons dit. Wat doen jy met daardie krag wanneer dit by jou gedagtes kom? Gebruik jy daardie krag? Of kyk jy na die wêreldse manier, wanneer dit by wêreldse dinge kom, soos byvoorbeeld jou rekeninge wat betaal moet word? Gebruik jy daardie krag om anders te dink? Want ons almal praat daaroor, ons almal vier Jesus se opstanding, net soos vandag. Maar besef jy vanoggend, dat ook elkeen van julle het dieselfde opstandingskrag binne in julle, waarmee God vir Jesus uit die dood uit opgewek het. Geliefdes, daardie dooie ding in jou lewe kan lewendig word.
Dooie gedagtes kan lewendig word. Dooie situasies kan lewendig word. Maar die beter vraag is, wat doen jy met daardie krag? Hoe vier jy die opstanding van Jesus Christus? Maar nog meer belangrik, hoe vier jy die opwekking van jou eie gedagtes? Besef jy werklik dat die opstandingskrag van Jesus uit die dood was ook vir jou en vir my? Net soos wat hy vir jou en my aan die kruis gesterf het, so het hy ook opgestaan vir jou en vir my. Dit was die opstandingskrag ook vir jou en my, sodat ons dit kan gebruik. Ook vir dooie dinge rondom ons om lewendig te word. Jy sit dalk in 'n situasie vasgevang. Jy sit dalk in omstandighede wat jy sê, Here, Lord, I don't know. Hoeveel keer sê ons dit nie vir God nie? Hoeveel keer het ek het nie die afgelope 5 maande vir God gesê nie? Lord, I don't know. But I know that you know, Lord, and I trust you. Dis wat ek en jy moet sê. Die opstanding van Jesus, geliefdes, was net die middel wat God vir jou en my gebruik het. Dit was die middel van jou geloof. Onthou julle wat het ons Vrydagoggend vir mekaar gewys? Die kruis is die middel. Die kruis is 'n brug waaroor jy moet stap. Kan ek jou vanoggend vra, geliefdes? Elkeen van julle wat hier is, maar ook julle wat aan die woord van God luister. Het jy opstandingskrag in jou geloof? Het jy werklik opstandingskrag in jou geloof? Om God te glo wanneer niks vir jou sin maak nie. Wanneer niks rondom jou vir jou lyk of dit werklik waar en reg kan wees nie. Wanneer dit vir jou voel is, God werk nie so nie. Was jy al by daardie punt? Ek glo so, ons sê elkeen was al daar. En wat jy sien is eintlik teen dit wat jy glo, want jy het nie geglo dit gaan gebeur met jou nie. En wat jy sien is nie wat God vir jou gesê het nie. Die vraag is, het jy dan opstandingsgeloof? Opstandingskrag in jou geloof? Het jy opstandingsvertroue? Vra jy vanoggend, het jy selfs op geloof in die onbekende? Want niemand weet hoe God dit gedoen het nie. Niemand nie. Niemand weet hoekom God elke dag doen wat God doen nie. Let God just be God. Hulle het net geglo want Jesus het geleef. Trouwens Petrus en Johannes het na die graf gehardloop, nadat Maria vir hulle gesê het, want hulle wou dit self sien. En net soos Petrus was en die voortvarende, het hy by Johannes verbygehardloop. Hy wou eers daar wees om te sien, hoe maak ons as mense? Ons sê ons het geloof, maar dan wil ons dit sien. Dan sê ons glo dit. God sê, jy kan nie geloof sien nie. Jy moet so optree, al is dit nog nie so nie, sodat dit so kan wees. Dit, sê God, is geloof. Geliefdes, ek vra jou vanoggend op hierdie opstanding Sondag. Ekskuus. Wat wil jy vandag wees op hierdie Sondag, hierdie opstanding Sondag? Sal jy vandag graag 'n Maria wil wees? Maria wat geglo het, wat die engele vir haar gesê het, sy het niks gesien nie. Sy het gehoor wat die engele gesê het. Hulle het gesê, hy is nie hier nie, hy het opgestaan. Gaan vertel vir sy disippels daarvan. En sy het dadelik gegaan, of wil jy 'n Thomas wees vandag? Thomas wat gesê het, as ek nie die gate in sy hande en in sy voete sien nie, sal ek nie glo nie. Ongelowige Thomas. Geliefdes, is dit nie wat godsdiens doen nie?
Is dit nie wat religion doen nie? Ek het Vrydag vir julle gesê, en ek kan dit nie genoeg sê nie, Jesus het gesterf aan die kruis, hy is as 'n babietjie gebore, hy het aan die kruis gesterf, hy is begrawe en hy het opgestaan, om een rede, en dit is nie vir religie nie vir godsdienst nie, hy het dit gedoen, sodat hy in 'n lewende verhouding met jou en my kan leef. Leef jy werklik in 'n lewende intieme verhouding met Vader God, God drie enig, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees? Godsdienst wil dit eintlik goedkoop maak. Hulle praat en hulle bid vir die bonatuurlike. Maar wanneer dit gebeur, sê hulle, dit is nie hoe God werk nie. Jy bid vir iemand wat in 'n reistool sit. God sê, lê jou hande op die persoon. En hy staan op en hy loop. En mense sê, nee, dit was 'n triek gewees. Is ek reg? Hoeveel mense is daar buite wat dit so sê? Want hulle glo nie, hulle praat van die bonatuurlike, maar hulle glo nie in die bonatuurlike nie. Hulle wil eers sien, dan sal hulle glo. En ek is so jammer om dit vanmôre te moet sê, maar dis nie geloof nie. Geliefdes, maar kan jy 'n Maria wees wat glo vanmôre? Ek het jou gevra, wil jy een wees? Maar kan jy 'n Maria wees wat glo? Haar hele lewe daarna was gevul met opstandingskrag. Net omdat sy geglo het, dat daardie opstandingskrag ook binne in haar was. Sy is die een wat die disippels bemoedig het. Sy was die een wat vir die disippels gesê het, ons kan dit doen. Net omdat sy in Jesus se opstandingskrag geglo het. Sy het nog nie gesien dat Jesus daar rondloop nie. Sy het geglo. God sê, wees die een wat elke dag van hierdie Sondag af, hierdie opstandingssondag af, die kruis voel, sowel as die Pasga, die viering van God, ons wat nagmaal gaan gebruik, want Jesus leef so waar. Wees die eerste wat met opstandingskrag leef, wat bemoedig, wat ander rondom jou bemoedig, wat glo, wat vertrou, maak nie saak wat nie baba geloof nie, crazy geloof, crazy faith, want opstandingskrag gaan saam met crazy geloof, want dis alles wat God gesê het. En hierdie is die eienaars handleiding van God, alles staan hierin. Geliefdes, jy het die mag om vir God te sê, as u so sê, Vader, sal ek dit doen. Op u woord. Ons kerk het by 'n kamp hempies laat maak. Daar staan agterop, op u woord sal ek 'n ark bou. Op u woord sal ek uit die boot uitklim. Op u woord, Vader, sal ek dit doen. En later in al die disippels se lewens, wat het hulle staande gehou? Om aan te hou beweeg, selfs toe Jesus weg is, toe hy opgevaar het hemel toe. Wat het hulle staande gehou en aangemoedig om die menslik onmoontlike te doen, om selfs vir die evangelie van Jesus Christus te sterf? Dit was die goeie nuus. Die goeie nuusboodskap. Wat is die evangelie? En ek gaan hom vir jou nou quoteer in Engels. What is the gospel? It's the good news message of the finished work of the cross of Jesus Christ and everything it accomplished for all men, for all time, because of the love, grace, mercy, goodness and forgiveness of God. Dit, geliefdes, is die evangelie, die gospel van Jesus Christus. Goeie nuus van opstandingskrag. Die disippels kon dit alles doen, omdat hulle in die opstandingskrag geglo het. En daarom, geliefdes, laat die opstandingskrag van God ook vandag en elke dag van hier af vir jou werk, terwyl jy aan jou geloof werk.
Geliefdes, ek sluit nou af met die seënbede wat God op hierdie opstandingssondag vir elkeen van julle persoonlik het. En nou wil ek vra op hierdie punt dat elkeen sal opstaan en jou hande sal uitsteek om te ontvang wat God vir jou in jou hand wil kom plaas vanmôre. Kom ons staan. Geliefdes, ontvang nou God se seënbede oor jou op hierdie opstandingssondag. Nie uit my mond nie, maar uit God se troonkamer uit. Dis vir jou. Want God is die Here God, die groot ek is, die ewige, altyd op tyd, getroue God. God se woord is sy eer. En God sê vanmôre, hy's tevrede met jou lewe, met jou gedagtes, met wat jy doen. God sê hy het behaag in jou offergawe, die offer om God in alles altyd eerste te stel, om God te vertrou en om hom bo alles lief te hê. Geliefdes, God seën jou. Amen.